Hallo almal, ek hoop dit gaan goed. Ek het bietjie gedink om vir julle te wys watter 5 boeke ek sal voorstel julle moet lees, boeke wat my lewe verander het. Kom ons delf bietjie in. Hierso het ek 5 boeke. Eintlik is dit 4, een van hulle het ek elektronies. 5 boeke wat ek sal voorstel elke Christen moet lees indien hulle 'n dieper besef wil hê van wie die Here is en wat hy in hulle lewe kan doen. Die eerste boek wat ek graag sal wil voorstel, is die boek wat ek as 'n e-boek het, maar hy kan by Koem Boeke gekoop word op hulle webtuiste of in hulle winkels, en die boek se naam is Whatever Happens, deur Robert J. Morgan. En die opskrif daar is How to Stand Firm in Your Faith When the World is Falling Apart. En die hele boek is eintlik 'n mooi oordenking op die pragtige boek van Filippense. En Filippense staan bekend as die vreugdesbrief, al skryf Paulus dit vanuit die tronk, 'n boek wat my baie naby aan die hart lê. En elke hoofstuk wat met sekere verse in Filippense te doen het, begin met die woorde, wat ook al gebeur. So daar is hoofstukke soos, wat ook al gebeur, bly positief. Wat ook al gebeur, vertrou op die Here, en so voort. Ek glo hierdie boek sal jou lewe kan verander. 'n tweede boek wat ek graag sal wil voorstel, is hierdie boek. Die boek se naam is In the Lord I Take Refuge. En dit is 'n pragtige oordenking oor al 150 van die psalms. Nou die psalms, soos baie van julle sal weet, druk elke menslike emosie uit waaraan ons moontlik kan dink. Maar wat hierdie boek van Dane Ortlund so merkwaardig maak, is dat hy die essensie en die kern van elke psalm in 200 tot 300 woorde kan saamvat. So vir julle wat graag 'n nuwe oordenkingsboek soek en nie baie tyd het noodwendig om te lees nie, hierdie is die boek vir jou. En hy is ook beskikbaar op Koem Boeke se webtuiste of in hulle winkels, teen wat ek voel 'n redelike bekostigbare prys is. Die volgende boek wat ek wil voorstel is deur dieselfde skrywer, en hierdie boek se naam is Gentle and Lowly. Nou baie van julle sal bekend wees met die vers in Matteus 11 vers 28 tot 30 waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Die Engels daarvoor is gentle and lowly. En wat in hierdie boek gebeur, is dat die skrywer verduidelik vir ons hoe die hart van Jesus Christus is, teenoor sondaar mense en mense wat swaar kry. Daar is hoofstukke soos die hart van Christus, sy hart in aksie. Hy kan simpatie met ons hê. Hy sal ons nooit verlaat nie. Hy tree vir ons in, die pragt van Christus se hart. En wanneer jy hierdie boekie klaar gelees het, wat nie baie dik is nie, dan sal jy besef, hierdie is die Jesus wat jy nodig het. En die goeie nuus is, dit is die Jesus wat die Bybel vir ons verkondig, want die skrywer toon baie duidelik aan hoe alles wat hy sê uit die Bybel bewys kan word. 'n boek wat ook beskikbaar is by Koem Boeke. 'n volgende boek wat ek wil voorstel is 'n boek van Timothy Keller. Hy is onlangs oorlede, ook bekend as Tim Keller, en hierdie boek is Walking with God Through Pain and Suffering. Hy is beskikbaar by Koem Boeke, op Amazon of op Takealot. En hy hanteer hoofstukke soos die uitdaging van die geloof, die soewereiniteit van God, die rede vir swaar kry, die rol van gebed. En dit is 'n boek wat my lewe persoonlik baie verander het en definitief die moeite werd is om te lees. So dis nou 4 boeke wat ek sal voorstel. Die 5de boek is 'n bietjie meer teologiese boek, maar eintlik ook nie. Dit is 'n boek van John Frame in Amerika, Salvation Belongs to the Lord. Nou, wat wonderlik is van hierdie boek is, dit is 'n inleiding tot sistematiese teologie. Nou, sistematiese teologie gaan daaroor om die groot onderwerpe van die Bybel op te som om die groot onderwerpe van die Bybel op 'n mooi gestruktureerde manier op te som. En onder andere kry ons temas soos, wie is God en wat doen hy? Die gesag van die Bybel. Wie is Jesus en wat doen hy? Wie is die Heilige Gees? Wat is die sakramente? Wat gaan op die eindoordeel gebeur wanneer ons Here Jesus op die wolke terugkeer? Maar wat wonderlik is van hierdie boek, is die boek lees nie
soos 'n teologiese boek nie. Inteendeel, dit lees amper soos 'n oordenkingsboek en dit is absoluut pragtig. Nou ek weet nie of hy nog in druk is nie, maar daar is 'n soortgelyke weergawe van hom wat genoem word Concise Systematic Theology en hy's beskikbaar by Good Neighbors Bookstore. Gaan kyk maar op die internet, hulle is baie goedkoop. Hulle pryse is baie goed. Of jy kan hom gaan kry as 'n e-boek op Amazon Kindle waar hy net R163 is. So dit is die 5 boeke wat ek sal voorstel elke Christen moet lees indien hy of sy 'n dieper verstaan wil hê van die Here en hoe om die groot lewensprobleme te takel. Maar dan het ek gedink kan dit goed wees om dalk nog 3 bykomende boeke aan te moedig. Een van hierdie boeke is 'n boek van Martin Lloyd-Jones, Spiritual Depression, Its Causes and Cures. Nou, wat wonderlik is van hierdie boek is, hy skryf oor 'n klomp temas soos daardie een sonde wat jou nog pla, vrees vir die toekoms, waar is jou geloof, in God se gimnasium, beproewinge, om te leer om tevrede te wees in alle omstandighede. Nou, hierdie boek is ongelukkig op 'n bietjie hoër vlak van taal geskryf, maar die goeie nuus is, hy is gratis as 'n PDF op die internet beskikbaar. Jy hoef net die naam in te tik, Spiritual Depression, Its Causes and Cures, en jy kan hom vir jou aflaai op jou rekenaar of op jou selfoon of op jou tablet en jy kan hom lees. Martin Lloyd-Jones het 'n groot gawe daarvoor ontvang om die woord van die Here uit te lê en dit op 'n verstaanbare manier aan mense te verduidelik, selfs al is die taalgebruik dalk bietjie hoog. 'n Ander boek wat ek ook sal voorstel vir julle wat daarvan hou om oordenkingsboeke te lees, is 'n boek van Nancy Guthrie, Discovering Jesus in the Old Testament. Nou wat wonderlik is hiervan is baie van ons weet nie hoe baie voorskaduwees daarvan ons Here Jesus Christus in die Ou Testament is nie. Baie van ons dink die seun van God is glad nie teenwoordig in die Ou Testament nie, maar in hierdie boek toon sy aan in 365 dae elke vers wat 'n voorskaduwee is van ons Here Jesus Christus se koms, ook beskikbaar by Koem Boeke. En dan 'n laaste boek wat beskikbaar is by die GKSA se admin bureau, wat ek definitief sal aanbeveel, Die Dordtse Leerreëls, toegelig deur J.G. Vreenstra. Dit is die enigste van hierdie 8 boeke wat Afrikaans is. Ek dink baie van julle sal wonder, hoekom lees ek nie meer Afrikaanse materiaal nie? Ek het nou maar net 'n liefde gekry vir lees in Engels, maar hierdie boek is pragtig. Baie van ons ken nie die Dordtse Leerreëls so goed nie, maar wanneer jy die Dordtse Leerreëls, wat een van ons belydenisskrifte is, lees, van begin tot einde, dan besef jy hoe groot God se genade is, dat hy jou nooit sal los nie, dat hy jou nooit sal verlaat nie, dat alles wat jy nodig het vir die Christelike lewe, die Here eintlik reeds vir jou gedoen het. Ek hoop julle het hierdie geniet, dat dit iets vir julle kan beteken, en as julle 'n geldjie eenkant het, koop 1 of 2 van hierdie boeke, en kyk of julle met my saamstem, dat dit jou lewe kan verander. Tot volgende keer.